lees uit 1 Konings 18 uit. En dis Elia wat hier in die woord is, hy praat met koning Agab, en ons lees van vers 19 af. Stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaar kom op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Asjera wat aan tafel van Isebel eet. En Agab het gestuur oor al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel bymekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê: hoe lang dink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. En as ons nou verder lees, dan lees hy Elia die opdrag gegee vir die Baal-profete om vir hulle 'n bul te kry, om aan hulle God te offer. En Elia sal 'n bul kry dat hulle dit aan die Here offer, en dan moet elkeen tot hulle God bid. Die Baal-profete moet tot Baal bid, en dat hy vuur in die hemel sal stuur, en hulle offer aan die brand sal steek, en Elia gaan tot God bid, en vir God vra om vuur in die hemel te kom en die offer te verteer, en dat hy vir hulle gesê, maar die God wat met vuur antwoord, hy is die ware God. En ons ken die verhaal, die Baal-profete die bul voorberei, en hulle het tot hulle God geroep, maar dat niks gebeur nie, het hulle self gesny, en tot die Here tot Baal geroep, maar niks gebeur nie, en tot Elia, en met hulle begin spot. Het gesê, maar dalk slaap Baal, of dalk is hy te besig. En dan kom ons by die gedeelte waar Elia gegaan het, 'n altaar gebou het, die bul geslag en die offer reggesê, en waar hy stapie verder gegaan het en gesê, maar bring water, gooi water op hierdie offer. En as ek reg onthou, het 3 emmers water met daardie offer gegooi, dat die slootjies rondom die altaar vol water was. En dan lees ons verder van vers 36 af. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê: Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is, en ek U knegt, en dat al hierdie dinge op U woord gedoen word. Antwoord, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U Here God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergedaal, en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê: die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Net tot sover in die woord van die Here. En dan die kernvers van vanmôre se woord is vers 21. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê: hoe lank dink julle nog op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Nou kom môre se boodskap begin met die lewensverhaal van Fanny Crosby. Nou wie was Fanny Crosby? Sy was 'n vroutjie wat blind was, en sy het oor die 8000 evangeliese liedere geskryf. En baie van daardie evangeliese liedere wat sy geskryf het, sing ons vandag nog in die kerk. Liedere soos blye versekering, Jesus is my, Jesus hou my by die kruis, red wat verlore gaan, 'n wonderbaar heiland is Jesus my Heer, neem die wêreld, gee my Jesus. Nou Fanny Crosby is in 1820 gebore in die dorpie met die naam van Brewster, 80 km noord van New York. En sy het gesterf in 1915 op die ouderdom van 94. Nou Fanny Crosby was as 'n normale babatjie gebore. Sy was 100% normaal, haar oogies het reg gewerk, daar was niks fout met haar nie. Maar op die ouderdom van 6 weke, toe het sy inflammasie na oogies gekry. En die dokter wat haar behandel het,
het haar verkeerd behandel. En die uiteinde van daardie behandeling was dat hierdie vrou vir die res van haar lewe blind was. Nou in haar autobiografie sê Fanny Crosby dat sy dankbaar is teenoor die Here vir sy voorsienigheid, dat hy dit toegelaat het dat sy blind geword het. En sy sê as hy ooit daardie dokter kan ontmoet, wat haar verkeerd behandel het, dat sy vandag blind is, sal sy hom oor en oor bedank vir dit wat gebeur het. En sy sê as hy môre perfekte aardse sig aangebied word, sê sy sal sy dit van die hand wys. En toe gee sy 3 redes hoekom sy dit van die hand sal wys. Die eerste rede is dat sy sê sy weet die dokter het 'n fout gemaak. Maar sy sê die Here in sy voorsienigheid het nie 'n fout gemaak om dit toe te laat dat sy blind deur die lewe gegaan het. En sy sê sy glo dat die feit dat sy haar hele lewe in letterlike duisternis gelewe het die Here haar voorberei vir die doel waarvoor hy haar geskaap het. En daardie doel was om die lof van die Here te besing. En daardie doel was om alle mense aan te spoor om die lof van die Here te besing. En sy het oor die 8000 liedere geskryf, wat tot vandag toe nog gesing word, meer as 100 jaar later. En deur haar liedere word die lof van die Here nog steeds besing. En dit is my so kosbaar, 'n vroukie wie se lewe oorgegee is aan die Here. En sê, Here, vir u eer en vir u glorie. Die tweede rede wat sy gesê het, hoekom sy nie perfekte sig sal vat as sy dit môre kan kry nie, is dat sy weet dat die mooi en die pragt van hierdie wêreld sou 10 haar aandag afgetrek het van hierdie een taak wat sy gehad het om die lof van die Here te besing het. En sy sê nou dat sy blind is, kan sy net fokus op daardie doel om die lof van die Here te besing. En sy sê ook, sy dink die Here het haar gespaar van baie, om nie die hartseer en die ellende van hierdie lewe te sien nie. En die derde rede wat sy gegee het, hoekom sy perfekte sig nie môre sal vat as sy dit kan kry nie. Sy sê sy weet die eerste persoon wat sy gaan sien, as sy kan sien, is die Here Jesus, haar redder en haar verlosser. En vriende, die kruks van hierdie verhaal is hier's 'n ou vroukie wie se hart onverdeeld op God gerig was. Hier's 'n vroukie wie se hart volkome aan die Here behoort het en aan die Here oorgegee was. En vriende, is dit nie dit wat die Here van my en u begeer nie? 'n hart wat totaal en al aan hom behoort. 'n hart wat op hom gerig is. 'n hart wat volkome op hom gerig is. Is dit nie wat God van my en u as kind van God begeer nie? En dit is die tema van vanmôre se boodskap, 'n hart volkome op God gerig. 'n hart wat volkome aan die Here behoort. Nou terug te kom na ons skrifgedeelte toe, net so 'n bietjie agtergrond. In hierdie tyd van Israel se geskiedenis was koning Agab was die koning, en ons lees in die Bybel dat hierdie koning het gedoen wat reg was in sy eie oë. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En dan kry ons ook hierdie hartseer getuieskrif van hierdie koning se lewe. Ons lees in die woord van die Here dat hy slegter was as al die slegte konings wat voor hom was. Nou koning Jesebel was sy vrou. En sy was nog slegter as koning Agab. En sy het van koning Agab van die walle van die sloot gelei, as ek dit so kan stel. Want sien, sy was 'n dogter van 'n heidense koning. En sy het al die heidense gebruike en die aanbidding van Baal, en sy het Israel ingebring. En sy was hierdie struikelblok vir die volk van die Here, dat hulle nie die Here gedien het nie, maar dat hulle ook vir Baal gedien het. En as mens hierdie gedeelte baie mooi bestudeer van die tyd toe koning Agab koning was, en in Elia se bediening, dan sien ons die volk van Israel het aan een kant die Here gedien,
vir Baal gedoen. En toe Elia mos nog gesê vir koning Agab, bring die volk van my berg toe. En toe die volk van die Here daar op die berg is, toe sê Elia vir hulle, hoe lank hink julle nog op 2 gedagtes? Hy sê, ergens moet julle 'n besluit maak. Ergens moet julle kies wie julle wil dien. Wil julle vir God dien of wil julle vir Baal dien? En as julle sê God, dan moet julle God dien. As julle sê Baal is God, dan moet julle vir Baal dien. Maar julle kan nie langer hier in die middel wees nie. Ergens moet julle besluit wie julle gaan dien. Dit was my so hartseer toe die volk uitdaag. Het die volk om nie eers geantwoord nie. En vriende, daar skilder hierdie verhaal van die geskiedenis van Israel my en u lewe vanmôre. Daar is dit soos die volk van Israel aan die een kant sê ek wil die Here dien en ek wil vir die Here leef en ek wil met my alles die Here dien en met my alles vir die Here leef. Maar hier aan die ander kant om dit vind ek maar Jesus anders te hier binne. Daar's 'n verlange na hierdie wêreld, daar's 'n verlange na die sonde. Of daar's dinge wat ek daar in my hart toegelaat het wat maak dat ek nie die Here met 'n hele volkome hart kan dien nie. Daar word die verhaal vertel van 'n jong meisie wat gedroom het oor haar goeie dag. So sekerlik elke jong meisie droom oor haar troudag. En uiteindelik in haar droom het haar goeie dag aangebreek. Hierdie dag wat sy al so lank uitsien, hierdie dag was sy al maande en maande aan beplan. Uiteindelik is hierdie goeie dag daar. En saam met haar familie, saam met haar ouers, saam met haar vriende daar in die kapel, is sy na verloofde reg om hulle beloftes van trou aan mekaar te beloof. En dan verloofde vat haar hand so saggies en hy draai dan na die altaar toe, daar waar die dominee gereed staan om hulle te lei in hulle beloftes. En toe net hulle so voordraai na die dominee toe gebeur daar iets ondenkbaar. Uit die gehoor uit staan daar toe 'n jong meisie op. Sy loop vorentoe en sy gaan staan daar langs die bruidegom en sy vat sy hand. En as jy lank daarna toe staan daar nog 'n meisietjie op aan die gehoor en sy stap vorentoe en sy gaan staan langs die meisie wat daar voor staan langs die bruidegom. Gevolg deur nog 4 ander meisies. En hierdie ou bruidjie wie se goeie dag dit is wat so uitgesien het en so beplan het na hierdie dag toe kan voel hoe haar lippe gaan bewe en sy kan voel die trane baie vlak lê. En sy vra vir haar verloofde, wat is hierdie? Is hierdie nog my gat? En haar verloofde sê, hy is jammer, terwyl hy afgrond toe kyk. En hierdie meisie die vra toe van, maar wie is hierdie meisies? Waar kom hierdie meisies vandaan? En hy sê, hierdie meisies, is allemaal meisies uit my verlede uit. Sê maar, beloof hulle beteken niks meer vandag vir my nie. Hy sê maar, vir elke een van hulle het ek 'n stukkie van my hart gegee. En hierdie jong bruidjie, amper daar in trane, sy sê maar, ek tog jou hart behoort aan my. Hy sê, ja, my hart behoort aan jou, elke liewe stukkie wat oorbly. Dit behoort aan jou. En daar jou bruidjie het gevoel die traan oor haar wange rol, toe gelukkig word sy wakker van daardie droom. En vriende, ek is so vir myself gedink, maar maak ons nie maar self te met die Here nie. Ons sê vir die Here, Here, hier is my lewe. Here, hier is my hart, ek gee alles vir U. Elke liewe stukkie wat oorbly. Ek gee plek vir ander dinge in my lewe, ek laat ander dinge toe in my lewe. En dan sê ek vir die Here, maar Here, dit wat oorbly, Here, dit kan U maar kry. In Matteus 22:37, toe kom daar 'n man na die Here Jesus toe. En hy vra van die Here Jesus, Here, wat is die grootste gebod? Wat is die belangrikste gebod? En die Here sê vir hom dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En toe die Here Jesus vir daardie man gesê het, maar jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, het die Here Jesus bedoel, ek moet hom lief hê met elke liewe deeltjie van my hart, sonder dat daar enige verdeling in my hart is. O, liewe
vriende, die Here se begeerte is my hele hart. Die Here se begeerte is elke liewe stukkie van my hart, nie elke liewe stukkie wat oorbly nie, maar elke liewe ou deeltjie van my hart. En kan ek vanmôre die vraag vra, hoe dien ek in die Here? Dien ek die Here met 'n volkome hart? Dien ek die Here met my hele hart? Behoort elke liewe stukkie van my hart aan die Here, is my hart onverdeel die Here se? Of het ek dalk dinge in my hart toegelaat? En as ek met respek kan sê, die Here moet maar tevrede wees om my hart met ander dinge te deel. Waarmee moet die Here my en u hart deel, as ek so kan stel? Dalk 'n geheime sonde. 'n geheime sonde waarvan niemand weet. 'n sonde wat ek hier vertroetel. 'n sonde wat ek nie wil breek nie. 'n sonde hier diep binne die hart wat niemand van weet nie, wat niemand kan sien nie. O, die heilige God met my hart deel met so iets. En dalk 'n baie vriendskap. 'n vriendskap van jare, ons was goeie vriende. Maar ergens langs die pad het daar iets gebeur. En hierdie goeie vriendskap het ontwikkel in 'n kwaai vriendskap. En dit is nou al maande en selfs jare wat ons nie met mekaar praat nie. Dis nou maande, selfs jare wat ons 'n kwaai vriendskap met mekaar lewe. En dis al maande en jare dat ek nie bereid is om dalk myself te gaan verbeter en te gaan sê ek is jammer oor dit wat ek gedoen het. Of dis nog al maande en jare wat ek nie bereid is om te sê my broer, my vriend, ek vergewe vir jou vir dit wat jy gedoen het. O, ek is doodgelukkig om aan hierdie kwaai vriendskap aan te lewe. Vriende, dalk is dit 'n skielikheid. Ons is maar so lief om so baie te sê van ander mense se lewens. Ons het so baie te sê oor die dinge wat ons die minste van weet. En ons het geen idee wat se skade 'n skielikheid in ander mense se harte rig nie. En ek is so gefokus op ander mense se sake. Ek is so gefokus op ander mense se foute en se tekortkominge en sondes, dat ek blind is vir my eie. En skinder is een van daai sondes wat nou nie so groot is nie. Ons het mos sonde in klas. Ons het mos 'n klas, soos moord en dronkenskap en hoerery en egbreek. Dit is groot sondes. Maar skinder is mos nou nie so erg soos een van daai nie. Maar dit is my baie interessant in die woord van die Here, wanneer daar 'n lys gegee word van sondes. En sê die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie sien nie. As jy net bietjie laer daai lysie aflees, dan kry jy die woordjie kwaad praat. Dan kry jy die woordjie skinder. O, die Here moet tevrede wees met hierdie dinge in my hart. Dalk is dit 'n verkeerde verhouding, 'n verkeerde vriendskap. 'n vriendskap of 'n verhouding wat my weg beweeg van die Here af. 'n vriendskap, 'n verhouding wat dan gemaak het dat ek begin sonde in my lewe toelaat. 'n vriendskap of verhouding wat maak dat ek nie meer tyd het vir die Here nie. En dat die Here op die agtergrond geword het in my lewe. Vriende, daar moet die Here tevrede wees met my eie planne en my eie wil. Ek weet mos wat is beter. Ek weet mos wat is die beste. Die Here weet nie wat is die beste vir my nie. En ek kom nooit tot daardie punt wat ek sê, Here, U weet wat is die beste vir my. U weet wat is U doel vir my lewe. En ek kom nooit tot daardie ou punt wat ek sê, Here, ek gee oor dit wat U vir my lewe wil hê. En die Here moet maar tevrede wees met dit wat ek wil en met my planne wat ek weet beter as die Here. Of vriende, daar het ek in my hart 'n omstandigheid teenoor die Here toegelaat vir dinge wat met my gebeur het. En dit is nie altyd maklik as dinge met mens gebeur nie, maar daar is 'n omstandigheid in my hart dat ek nie wil aanvaar dat hierdie ding met my gebeur het nie. Daar is 'n omstandigheid in my hart dat ek nie wil oorgee aan die Here en vir die Here sê, Here, ek verstaan nie hierdie ding wat met my gebeur het nie. Maar Here, ek kom gee oor, Here, ek kom bereik U doel met hierdie ding in my lewe. En Here, word U daardeur verheerlik. En dan kan ek nie my help om terug te dink aan Freddie Crosby nie. Dis 6 weke oud babatjie. Kry 'n inflammasie op die
verkeerd behandel. Sy het gesê, Here, ek gee oor. Ek aanvaar dit. Here, ek gee oor. Ek wil bereik U doel met my en met U doel, met dit in my lewe. Here, laat U verheerlik word. Ek het 'n opstandigheid in my hart teenoor die Here, oor dinge wat in my lewe gebeur. Vriende, daar het ek onvergenoegdheid in my hart toegelaat. Ek is ontevrede, ek is ongelukkig. Ek is nie meer gelukkig met dit wat die Here vir my gee nie. Ek is nie meer gelukkig dit waarmee die Here vir my seën nie. Ek soek nog, ek soek meer. En ek is so gefokus op dit wat ander mense het wat ek nie het nie. En dit maak my ongelukkig hier binne. Dit maak my ontevrede met al die seëninge wat ek wel het. En dit maak my ondankbaar vir die seëninge wat ek elke dag uit die hand van die Here ontvang. En daar is hierdie begeerte, en hier is hierdie drang van net nog. Ek noem dit van ons land, ons lewe in die land van Hur. Dat is net groter en beter. En jy weet, daar is nie 'n einde aan groter en beter nie. Want ek soek groter en ek soek beter. En dan kry ek uiteindelik daardie groter en daardie beter. Maar dit is nie genoeg vir my nie. Dan soek ek nog groter en nog beter. En so baie mense is vasgevang in hierdie land van Hur. Maar wat ons soek is groter en beter. En daar is geen einde daaraan nie. En jy weet, een van die duiwel se effektiefste planne is om ons besig te hou. So besig te hou dat ek nie meer tyd het vir die Here nie. Ek is so besig om nog groter en beter. In die aand as ek by die huis kom, is ek so moeg. In die oggend moet ek al so vroeg opstaan. Daar is nie tyd vir die Here nie. Ons sê so dikwels, die Here sal verstaan. Ek het nie meer tyd vir die Here nie. En vriende, in hierdie gejaagde tyd waarin ons lewe, hierdie ratreis soos die Engelse sê, hoeveel tyd uit 'n dag van 24 uur het ek nie nog vir die Here? En ek praat nie van vinnige vorm godsdienst, van vinnige vorm die ek Bybel lees en ek bid, en as jy toch, daarom het ek nou Bybel gelees en bid, en dis afgeteken in my lewe, en ek gaan aan nie. Ek praat van ware gemeenskap met die Here. Waar ek stil raak voor die Here. Waar ek bewus word van sy teenwoordigheid. Waar ek my hart uitstort voor die Here. Wat die Here met my praat, en ek ervaar, en ek hoor die Here se stem. En ek het die Here ware gemeenskap met mekaar het. Vriende, ken ons dit nog. Dis die Here se begeerte. Dis die Here se hart om so met ons te wandel, en het ons nog tyd vir die Here. So tydjie terug in 'n dagstukkie boek het ek gelees oor wat ons Vader sê, gee ons vandag ons daagse brood. En hierdie Joodse man gaan toe na die rabbi toe en hy vra vir die rabbi, maar hoekom sê die Here gee ons vandag ons daagse brood? Hoekom gee die Here nie vir ons vooruit en oorvloed nie? En hierdie rabbi vertel hom toe hierdie verhaal van 'n koning wat 'n seun gehad het. En hierdie seun hierdie koning het vir hierdie seun een keer 'n jaar het hierdie koning vir sy seun alles gegee. Alles gegee dit wat hy nodig het vir daardie jaar. En jy weet wat was die uiteinde daarvan? Daardie koning het sy seun net een keer 'n jaar gesien. Dis al wat hy daai koning gesien het, wanneer daardie seun kom haal dit wat hy nodig het vir die jaar. Dis al wat hy daardie koning se seun gesien het. En hierdie koning het self in sy hart gedink, maar ek wil meer my seun sien. Ek wil nie my seun net een keer 'n jaar sien nie, ek wil hom elke dag sien. Ek het 'n begeerte om tyd met my seun te spandeer. En toe verander die koning dit. En hy sê vir hom, my seun, van nou af kan ek jou elke dag weet en wat jy vir die dag nodig het. Ek het 'n begeerte om tyd met jou te spandeer. Ek het 'n begeerte na jou. Vriende, die Here het 'n begeerte so na ons elke dag. Hoeveel tyd het ek nog vir die Here? Of word ek so besig gehou? Die Here is daar agter op die agtergrond nêrens. En vriende, die duiwel is 'n meester om ons besig te hou. En wat is die uiteinde daarvan? Eerste plek my verhouding, my skade met die Here. Ek het nie meer gemeenskap met die Here nie. Ek het so lank na sy stem gehoor.
het so lank as stil geword vir hom, ek het so lank as in my hart vir hom uitgestort. Hy is nog aardes agter in my lewe, want ek het nie meer tyd vir hom nie. Vriende, het tweede gevolg, wat die duivel ons so besig hou is, vriende, ons huwelike val uit mekaar. Ek het nie meer tyd vir my huwelik nie. Ek het nie meer tyd om aan my huwelik te werk nie. Ek het nie meer tyd om tyd te spandeer om my huwelik te werk nie. En die duivel is vinnig daar. Hoe vinnig ek kyk van 'n ander man en vrou in iemand se hart sit. Ek is so besig huwelike val uit mekaar. Ek het hierdie drang na groter en beter ten koste van my huwelik. Maar die derde gevaar, of die vrug van ons word besig is, ons gesinne val uit mekaar. Ek het 3 klein seentjies en ek het agtergekom, 'n kind se basiese behoefte is liefde, is aandag, net bietjie anders te gespel, dis tyd, en dit is aanvaarding. En ek het nou 3 seentjies met gesê, die 4de behoefte is kos. Maar dit is 'n kind se basiese behoefte. En wat my so hartseer is, as hy dit nie by die huis kry nie. Die wêreld staan daar buite met oop arms. En is dit bereid om dit vir hom te gee op alle maniere en sy lewe te verwoes. En so baie keer voel ek skuldig as ouer, ek kom nie by my kind uit nie. En ek koop vir hom hierdie duur geskenke en ek gee hom baie geld net om my eie gewete te sis. Maar dit is nie noodwendig my kind se behoefte nie. My kind se behoefte is aanvaarding, liefde en aandag. As ek eendag mense gaan besoek, en gewoonlik as jy mense besoek, dan pak jy mos jou kinders se mooiste speelgoed in die tassies in. En ons sien nie die 3 manne van ons het ander speelgoed in die tasse nie. En ons kom toe by die mense en ek sien die manne pak hulle tasse uit en ek sal nooit laat pak hulle uit nie. Vonkproppe, lugvolders en 'n petrolfilter. En hulle speel dit dag by die mense. Presies, maar 'n kind het nie 'n saak met 'n speelgoed nie. Dit is nie sy behoefte nie, hy is gelukkig met 'n vonkprop, hy is gelukkig met 'n petrolfilter, hy is gelukkig met 'n olifilter, maar nie olifilter sal vat, hy gaan 'n bietjie mors, maar dit is nie sy behoefte nie, sy behoefte is daardie aandag van sy pappa. Daardie tyd, daardie aanvaarding, daardie liefde, dit is sy behoefte. En vriende, die duiwel het 'n groot slag geslaan. Ek is so besig in hierdie wêreld. Ek is so beter na groter en beter. Ek het nie meer tyd vir my kinders nie. In hierdie wêreld staan ons kinders nie. Vriende, onvergenoegdheid. Ek het 'n plek gegee vir liefdeloosheid in my hart teenoor 'n medebroer of suster. Vriende, ons het so min geduld vir ander se foute. So min geduld vir ander se tekortkominge, so min verdraagsaamheid vir mekaar. Daar's jaloesie in my hart en daardie persoon met wie dit goed gaan. Met daardie persoon wie die Here seën en die persoon wat geluk ervaar in sy lewe, daar's so 'n tevredenheid in my hart. Daar's jaloesie in my hart en 'n broer en suster met wie dit goed gaan. Daar's selfsug, ek soek net my eie eer. Hulle moet gaan soos ek sien dit gaan, anders dan gaan ek my wip. Of solang ek net voordeel kan trek en ek op niks op te offer. Vriende, en God, wat niks anders as liefde is. Moet tevrede wees met hierdie dinge in my hart. Vriende, soveel vorme van die ou self in ons harte. Kan ek vanmôre vra, behoort my hart volkome aan die Here? Of het ek so baie ander dinge plek in my hart gegee? Die Here moet maar tevrede wees met hierdie dinge om my hart. Maar vriende, die laaste plek, wat is die oplossing vir 'n verdeelde hart? Jakobus sê vir ons in Jakobus 4:8, nader tot God en hy sal tot julle nader, reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges.
Jakobus leer vir ons 3 dinge hierso. Die eerste ding sê hy, nader tot God. En God sal tot jou nader. En vriende, is my so kosbaar van die evangelie. Die evangelie het die laaste woord in. En die woord van die evangelie is nooit veroordeling nie. Maar die boodskap en die oproep van die evangelie is om die verandering van hart. En dit maak nie saak dit wat ek dalk in my lewe gedoen het nie. Dit maak nie saak wat ek dalk in my lewe toegelaat het nie. Wanneer ek tot God nader, wanneer ek tot God kom en ek erken en ek bely en ek berou en ek draai weg en ek buig onder God se gesag. Die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde. Daar is genade. Daar is reiniging. Daar is herstel. Dis die laaste woord wat die evangelie het. Dis nie veroordeling nie, maar genade en vergifnis en herstel. En Jakobus sê nader tot God. En dan sê en God sal tot julle nader. Dis 'n belofte. As ek nader, dan sal God tot my nader. En daar is my vergifnis. Daar is vir my herstel, daar is vir my reiniging of wat ook al my behoefte is. Nader tot God. En hy sal tot julle nader. Die tweede ding wat Jakobus hier vir ons leer, hy sê, reinig julle hande. Nou daardie reinig beteken om skoon te maak van dit wat vuil is, om af te was van dit wat vuil is. En daardie hande beteken van sonde wat ek gedoen het. En hy sê, reinig julle hande. Daar is 'n geopende fontein. Die Here Jesus Christus het sy bloed aan die kruis vir ons gestort. En hy sê, bring jou hande van dit wat jy dalk gedoen het, wat nie reg is nie. Vir die sonde wat jy gedoen het, bring dit door die bloed toe. Daar is reiniging vir die dade van my sonde. En dan die derde ding wat Jakobus vir ons sê is, hy sê, suiwer die harte, julle dubbelhartiges. En jy weet, daardie woordjie suiwer, praat van 'n dieper werk in die hart van die mens, as van my sonde wat ek vergifnis ontvang, en ek skoon gewas word van my sonde. Vriende, daardie suiwering praat van 'n dieper werk binne my hart. Dit kom by die kruks uit, hoekom my hart onverdeeld is, hoekom my hart verdeeld is. Dit kom handel met die oorsaakie binne, hoekom my hart verdeeld is. Dit kom suiwer my van stowwe. Daardie stowwe van die self, daardie stowwe van die vlees, daardie ding hier binne, wat maak dat my hart verdeeld is teenoor die Here. En daardie dieper heiliging en daardie suiwering gaan altyd gepaard met 'n volle oorgawe. Want na die Here toe kom en sê, Here, ek gee alles op. Here, ek hou niks meer vir myself nie. Here, ek wil gee alles onder U beheer. En ons soos Paulus gesê, ek lewe nie meer, maar Christus leef my. En die Here leef deur my, deur sy Heilige Gees. Liewe gemeente, wat is die behoefte in hierdie môre? Daar kan jy nodig om dalk die hande na die Here te bring van heiliging. Daar kan jy iets toegelaat in die lewe. En net vanmôre dalk nodig en sê, Here, hier is my hande. Er is vuil, Here, ek het nodig dat U my kom reinig. Of dit dalk sit jy vanmôre hier, is moeg vir hierdie verdeelde hart. Jy is moeg vir hierdie geestelike lewe wat die Heilige Gees keer op keer bedroef. Om een woord vanmôre te kom en sê, Here, kom suiwer. Kom doen vir my 'n dieper werk. Kom suiwer my van hierdie stowwe hier binne, hierdie vlees, hierdie self, hierdie ek, hierdie ou mens. Wat se naam ons wil gee, Here, kom suiwer hom. Kom reinig hom. En Here, kom vul my met die Heilige Gees. En Here, ek wil gee oor aan U, alle beheer gee oor aan U. En Here, kom vul my met die Heilige Gees. Dalk het jy ander behoefte, ken jy U hart,
sê vanmôre, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Ek sluit af, dan word die verhaal vertel van 'n skildery wat in 'n kunsgalery gehang het. En hierdie skildery was 'n prentjie van 'n man wat met sy kop in sy hande sit en 'n skaakspel wat aan die gang is, en die duiwel wat aan die ander kant sit met sy hande in die lug wat triomfantlik uitroep, jy is skaakmat. En daar het eendag 'n skaakkenner daar by die galery ingekom en hierdie spesifieke skildery het sy aandag getrek en hy het gesien die duiwel roep uit skaakmat en hy bestudeer die skaakspel wat daar in die gang is. En hy kyk mooi op die skyf en hy kyk nou mooi waar sit alles en ewe skielik kliphard roep uit. Dis nie skaakmat nie, die koning het die laaste skyf. En vriende, die duiwel kom met ons met hierdie leuen, dit is skaakmat. Kyk net wat jy in jou lewe toegelaat het, dis skaakmat vir jou. Of kyk hoe lyk jou gesin, of kyk jou huwelik, of wat ook al jou behoefte is. Hy kom sê vir ons, dit is skaakmat, jou situasie is skaakmat. Hy sê, kyk jou lewe, hy sê, jy is nie dit wat jy sê jy is nie. Kyk hoe gaan dit regtig daar by jou huis. En hy kom gooi alles hier voor ons, en hy sê vir ons, en hy vang ons met hierdie leer, en hy sê, jy is in 'n skaakmat posisie. Daar is nie vir jou ook nie. O, vriende, maar die koning het die laaste skyf. En meer as 2000 jaar terug het die koning van alle konings, die Here Jesus daar op die berg van Golgotha, daar aan die kruis, het hy die laaste skyf gemaak. En daarom kan die Here vanmôre sê, nader tot my, ek sal tot jou nader. O, dit was my so mooi my voorbereiding, die evangelie die laaste woord. Dit is nie 'n woord van veroordeling nie, dit is nie 'n woord van skaakmat nie. O, die koning het die laaste skyf. 2000 jaar terug het hy daar die skyf op Golgotha gemaak. En die Here sê vanmôre, nader tot my, en ek sal tot jou nader. O, daar's vergifnis, daar's herstel, wat ook al jou behoefte is. Daar is genade. En ons gaan afsluit met die slotlied wat op die bord verskyn. En ek wil nie uitgooi, ek ken nie die hart nie, ek ken nie die lewe nie, ek weet nie wat dryf daar bo nie. Dalk sit jy vanmôre hier en al wat die Bybel vir u sê, jy is skaakmat in jou posisie. O, die Here kom sê vanoggend, koning met die laaste skyf. Daar die skyf is 2000 jaar terug gemaak, daar op Golgotha. En daar wat God vir my en nie vanmôre sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Dis 'n belofte. En ek wil nie uitmoes, die Here met jy gepraat, dat dit nie nodig vanmôre om tot die Here te nader. Dat jy sal reageer, en dat die evangeliese werk in my en die hart sal kom doen. En dat ek in die hart die Here sal dien, met 'n volkome dit wat hy waardig is, waarmee ons moet dien. Ons gaan afsluit met die lied, en dan bly ons staande vir die slotgebed, en dan wil ek jy nou as die Here met jy gepraat het, en die hand gee. Thank you.
die daar die laaste skyf gebring het daar op die kruis tot volgende. En Here, dat dit nie skaap wat is nie. Here, dankie, daar kan jy vanmôre na ons toe kom. En vir ons kom sê, nader tot my. En U sal tot ons nader. Dankie vir daardie belofte. En Here, U kan aanneemlik nader as ons nader. Here, U wat ons harte ken, U wat ons lewens ken, U wat daar dieper in die hart ken, ander mense nie van weet nie. Ja, Here, U wat elke hart ken, weet, hoe staan ons voor U? Wat daar in my hart is, om U tevrede te wees. Ag, Here, sal U nie die genade opwindel, ons die genade sal gee tot U te nader. En ons die genade sal gee, vir 'n onverdeelde hart, op U gerigte hart afdeling, op U gefokus, sodat U die eer kan kry vir dit wat U daar in die kruis wat Golgotha gedoen het. Here, U is dit waardig. Here, ek kan bid dat vir die werking van die Heilige Gees, en bid en vra, Here, dat U in ons harte, in ons lewens besig sal wees. So mooi, sê die woord sal nie terugkeer na U toe nie, maar dit sal gaan doen dit waarvoor U dit gestuur het. En hier vir Heilige Gees, op vertrou vir U, Here, dat U sal kom doen dit waarvoor U ook in die woord van môre gestuur het. Ek wil kom bid, Here, dat U ons harte voorberei sal vir hierdie week, vir U woord. Here, ja, kom werk met ons, kom besoek vir ons, Here. Daarom beheer met ons, en kom die verheerlik. Ja, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees en bly. Amen.